Hallo julle, Hallo daar. ons is terug na 2 weke se vakansie. En ons het gedink om net sommer 'n bietjie daaroor te bepeins en na te dink en sommer 'n bietjie te gesels oor wat ons daaruit saamgebring het of saamgeneem het. Ja, ek het die hele tyd die gevoel gehad met elke ding wat ons gedoen het, want ons vakansie het nogal baie dinge behels, baie dele behels, dat dit so lank gevoel het. Ja, dit was eintlik baie vol ervarings. Omdat dit in sulke hoofstukke plaasgevind het. Eers het ons vir 'n week in die Karoo oorgebly en toe het ons algaande afgery Kaapstad toe deur by vriende aan te gaan op pad. En dit was net 'n baie besonderse ervaring. Ek moet miskien net hier reg aan die begin van die opname sê, ek moet Matilda gelukwens met haar beplanning en haar reëlings, want dit was nou alles deel. Dit is so 'n bietjie laat 60ste verjaardag geskenk vir my. So sy het al hierdie dinge gereël en mooi opgelyn, tye met mense vasgemaak. Ja, maar ek regtig waar, ek was so verras deur hoe almal by wie ons nou gekuier het en hoe hulle, ek dink, net op dit voortgebou het. Ek weet, ek het glad nie beplan om vir jou 'n verjaarsdagpartytjie by die retreat sentrum aan te bied of jy weet om spesiale etes te reël. Dit was die idee en dit was retreat en kuier by familie en vriende en dit was soort van 'n idee, maar almal het so bygedra spesifiek ook vir jou verjaarsdag. Ja. Gesê hierdie ete is ook om jou verjaarsdag te vier. En dit was alles nie my inisiatief nie. So ek dink ook net mens kan ook net dankie sê vir almal wat so saam met jou wou vier. Ja, nee, daarvoor is ek regtig baie dankbaar. Ja. Maar ook vir Matilda wat so onder moeilike omstandighede geld afgeknyp het vir die brandstofgeld en vir al die dinge. Ja, ook daar ook hulp gehad. So ja, ons is so dankbaar. Ja. En ek dink 'n baie wyse ding was om eers die retreat te hê vir 'n week lank regtig te rus. Ja. Want ek dink nie daar is 'n beter manier om te rus nie. Ja. Joh, ek bly verstom oor hoe goed dit ons laat rus het, hoe ons elke middag basies omgeslaap het en dan nog weer in die aand ook nog geslaap het. Vroeg gaan slaap. Die nag gaan slaap het. Die stilte, die rustige tempo, daai toestemming om net te wees. Joh, ek dink dit het ons verskriklik goed gedoen. En in die stilte in te tree en hoe die landskap daarop ingespeel het. Ja. So dit was net so 'n ryk ervaring en die mense wat saam met 'n mens op retreat was. Dit was so 'n besonderse ervaring. Ek en Matilda verskil oor ons liefde vir die Karoo. Matilda staan nie afsydig nie, maar sy's nie passievol nie. Ek probeer verskriklik hard om te verstaan. Maar ek moet eerlik sê dit groei op 'n mens. Ek dink dit is pragtig. Joh, die sonsondergange, die daai oopte dit was regtig. Ek dink ek was baie gelukkig dat ons nie verskriklike warm weer in die Karoo beleef het nie. Dit was eintlik baie lekker. Selfs na die koelkant toe. En om 'n groen kol in die Karoo te kry is vir my was 'n groot bonus. Ja. Ek dink ook nou meer in die Klein Karoo, maar daar in Berrydale was ons verstom. Ek was verstom deur Berrydale. Deur die plante groei, deur hoe verskriklik oorvloedig alles is, hoe dit groei. Joh, dit het my vreeslik verras. Pragtige dorp. En ek dink wat 'n mens in aansluiting by die verrassing,
ons het hierdie lys gehad of die reisplan gehad. Maar ons het nie met 'n vreeslike agenda daarop ingegaan nie. Die hoofpunt was ons sou na die retreat toe gegaan het en daarna sou ons by vriende en familie sou ons oorbly en die hoofsaak was net om weer kontak te maak. Te sien hoe dit met hulle gaan en hier moet ons regtig, ons moet om verskoning vra. Ons kon nie by almal uitkom nie. Daar was baie mense by wie ons nog sou wou uitkom, maar daar was net nie genoeg tyd en maniere hoe om dit te kon doen nie. Dis nie omdat ons julle geïgnoreer het of enige iets nie, maar op hierdie roete moes ons dit nou net so beplan het, maar ons het nie met 'n spesifieke agenda gegaan behalwe dan nou om by die vriende by wie ons oorslaap, by familielede om daar met hulle kontak te hê nie, maar telkens hoe dinge oopgevou het en hoe 'n ryk ervaring dit gewees het. Dit was regtig, dit was met wonderlike belewennisse. ja. Ek het voor die tyd vir George gesê ek is eintlik bang, maar ek is ook baie lus om vir my broer te vra of ons een oggend in 'n getypool kan gaan swem, want dit is iets wat hulle gereeld doen. En dit lyk verskriklik koud, maar dit lyk verskriklik lekker. Ja. En joh, ek dink dit was vir my amper 'n hoogtepunt geweest. Ja. Dit was vrek koud. Ek meen om in daai water in te gaan. Ek dink hulle het daai oggend gesê dit is 17 grade. Ja, ek dink so. Wat vir my klink nie te sleg nie, maar om nou rarig jou hele lyf in 17 grade in te vat. Dit was nogal, maar om daar in te wees. Ja. Was net verstommend verfrissend en dit was my verskriklik lekker geweest. Ja. Ja. Dit was vreeslik lekker. Jy weet, net om te sit en kyk hoe kuier, hoe drink die suikerbekkies uit 'n bottel water op 'n stoepie. En die heuningvoëls, Die suikervoëls. die suikervoëls. Ja, oor Simonstad se hawe uitkyk. Dit was net, ons het een van die toeriste busse saam met 'n vriendin geneem van hierdie dubbel, wat noem jy dit, 'n double dekker. Ja. En bo gesit, bo en voor gesit en die Kaap plat gery terwyl ons kuier en dit was net so lekker. So dit was alles sulke klein maar groot goed. En dit was 'n wonderlike manier dit was 'n mooi oorgang na hierdie volgende fase na my lewe toe. Ja. Dit was vir my 'n ryk ervaring omdat ek altyd daaraan sal terugdink. Ja. Omdat dit so ryk was. Dit was lekker om ook vir 'n slag weer ver te reis met 'n kar te ry, die landskap op die manier te beleef en te sien dat ons 'n baie mooi land het. Dit gaan goed oor die algemeen in die klein dorpies. Ons was aangenaam verras. Nie net in die Kaap nie. 'n Mens hoor altyd dit gaan goed in die Kaap. Dit gaan goed in die Kaap, maar ook by van die ander dorpies soos ons teruggery het, was 'n mens aangenaam verras geweest. So en ook maar net weer diep onder die indruk te kom hoeveel dit vir 'n mens beteken deur op baie maniere vervleg te wees met mense. In kontak met mense te wees. Mense wat vir 'n mens omgee al sien 'n mens hulle nie so gereeld nie en hoe 'n mens gesprekke optel asof daar nie tyd verloop het nie. Ja, dit is verstommend. Dit is absoluut verstommend. En ook nuwe mense ontmoet met wie gesprekke net so moeiteloos is. Ja. So dit was net 'n baie mooi ervaring. Dankie dat ons so 'n bietjie 'n breek kon hê en dat julle ons vergewe het dat daar nie gesprekke plaasgevind het nie. Maar dit is ook baie lekker om weer terug te wees en dit moet ons net sê, daar's min plekke so groen soos Tafelkop. Ja.
Ja, daar was nie nog 'n plek so groen soos Tafelkop nie. Op die 3771 km wat ons gery het nie. Was daar nie nog so groen. Die Heksriviervallei het so 'n soort van naby gekom. Maar nee, dis groener as groen hier. So, dit is baie lekker om terug te wees. Baie dankie julle. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal.